Goeiemôre broeder en suster, jong mense. Baie welkom vanmôre rondom Openbaring. En ons vertrou dat die Here een of ander manier met elkeen van ons gaan praat vanmôre. Kan ek net hoor en almal vanmôre notas gekry? Daar's 'n paar wat nie gekry het. Wie nie gekry nie, steek nie jou hand op. Duif nie, julle kan dit net uitgee as 'n paar daar. En dan hier voor en daar agter. Alles wat jy op die bord hiervoor sien, verskyn op die tweede blaai. Hy is maar net 'n bietjie anders hier so uitgesit en dan so 4 of 5 skrifte wat bygekom het. Die eerste blaai wat hier by jy staan, Palm Sondag. Dit het ons die laaste Sondag gedoen, voordat die Paasnaweek aangebreek het. So wat ons vandag gaan doen, ons gaan basies bladsy 2 na kyk, en dan al die detail is dan die res van die blaai wat volg, met Openbaring 6 en 7 en so aan. Nou op die oomblik staan ons by Openbaring hoofstuk 6. Kan jy onthou, toe ons gekyk het na Openbaring hoofstuk 1, het ons gesê, dit is die openbaring van die Here Jesus wat hy aan Johannes gegee het. Onthou jy? En toe het ons gelees dat Johannes was by eiland Patmos gewees en het die Here gesien. Die oë soos 'n vuurvlam, hare soos wit wol. En toe gaan ons aan met hoofstuk 2 en 3 van Openbaring wat handel oor die 7 briewe aan die 7 gemeentes, kan jy onthou? Ja. En daarna het ons Openbaring hoofstuk 4 gedoen. Onthou jy die gesig van die troon, die 24 ouderlinge, die 4 lewende wesens? Kan jy onthou? Toe ons die troon van God gesien het, 'n groot en almagtige troon van God, en die mense rondom die troon van God, kan jy onthou? En die kerk wat daar op daai stadium in die hemel is, hoekom? Baie mooi, jy moet sommer lekker hard saam gesels, omdat die wegraping het klaar plaasgevind na Openbaring hoofstuk 3 en Openbaring hoofstuk 4 sien ons die groot en magtige troon van God en ons sien die kerk rondom die troon van God by name die 24 ouderlinge. En toe kan jy onthou, toe ons Openbaring hoofstuk 5 gelees, want daar was 'n boekrol gewees en daar was seels gewees en Johannes het bewoog geword omdat niemand waardig genoeg gevind kan word om die seels te breek nie, maar wie was toe waardig geweest? Amen, die lam van God. Hy was waardig geweest. Hoekom? Want hy is God en hy het ons met sy bloed gedoop uit elke stam en nasie en taal. So het ons dan gekom by die einde van Openbaring hoofstuk 5. En dan vandag gaan ons dan begin met Openbaring hoofstuk 6. Nou moet jy onthou, dat waar is die kerk nou? Waar is die kerk? In Openbaring hoofstuk 6. In die hemel. So jy moet vir jouself sê, by Openbaring hoofstuk 6, is jy alreeds waar? In die hemel. En moet jy daar kom? Deur middel van die wegraping. En wat gebeur nou op die aarde? Verdrukking. Verdrukking. So vanmôre gaan ons kyk na die verdrukking en die groot verdrukking. Die eerste 3,5 jaar en die tweede 3,5 jaar, 7 jaar periode. Nou gaan ons kyk, wat gaan op die aarde gebeur met die mense wat agtergebly het, nadat ek en jy wat getuig dat ons kinders van God is, in die hemel is, by God, waar ons gaan aansit aan die bruilofspaal van die lam, waar ons lone gaan ontvang volgens ons werke in die hemel. Maar terwyl dit gebeur in die hemel, is dat wat gebeur op die aarde.
Reg? En dit is wat ons op die oomblik gaan fokus. So wat jy nou jou gedagte moet kry, en wat jy moet sien en visualiseer, is dat die kerk van die Here Jesus is weg. Miljoene mense het verdwyn. En die 7 jaar van verdrukking is 'n tyd waar God sy wraak gaan uitoefen op die aarde. Op verskillende maniere. Hy gebruik die natuur. Het jy die Ou Testament gelees? Hoe die Here die natuur gebruik? Petrus en sy mede-disippels is in die skytjie. En dan kom 'n sterk geweldige wind op. En Jesus kom aangeloop. En op 'n ander gedeelte was Jesus selfs in die skei self gewees, toe daar 'n verskriklike wind gekom het. En hy wat die Seun van God is, praat met die wind, en hy gebied die wind om te gaan lê. En die disippels sê, wie is hy selfs die wind, die natuur na hom luister. So, hy spreek 'n woord, en hy gebruik die natuur. Hy kan met die see spreek, en die see maak 'n pad oop vir die Israeliete om deur die Rooi See te loop. Hulle kom by die Jordaanrivier en die Here maak 'n weg oop dat die mense droogvoets deur die Jordaanrivier kan loop. Die Here gebruik vuur uit die hemel om 'n geweldige klomp leerskare te verbrand. Die Here gebruik die natuur. Hy kan mense gebruik teen mense. En dan veral in die 7 jaar van verdrukking kom daar 'n derde faktor by, en dit is in die onderwêreld. Dit wat ek en jy vandag ook kan sien in die onderwêreld, demone. Satan is los in die 7 jaar van verdrukking. Ons lewe nou mense in die genade dispensasie. Ons lewe nou in 'n tyd waar die sout van die aarde op die aarde is. Maar die Here sê vir ons in sy woord, maar as die sout laf geword het, as die kerk van die Here Jesus weggeneem is, dan begin die verrotting in te tree. Mense, die 7 jaar van verdrukking is 'n verskriklike tyd. Jy wil nie hier wees nie. Glo my, jy wil nie hier wees nie. Kom ons kyk. Wat gaan gebeur in die 7 jaar van verdrukking? So waar is wat die Here leef? So waar is wat jy vanoggend hier so sit? So waar is wat die woord van God die waarheid is? Elke woordjie sal letterlik tot vervulling kom, soos wat dit in die boek van Openbaring staan. Nou, wat ons gaan behandel is die 7 seels. Die 7 seels wat gebreek gaan word in die Here Jesus. Hy was waardig geag gewees om die seels te breek. Ons gaan na hulle kyk, en dan gaan ons kyk na die 7 trompette, en dan gaan ons kyk na die 7 skale van Openbaring. Nou, die 7 seels, moet jy verstaan, onthou jy, ons het gesê, as jy 'n prentjie wil hê van wat is 'n seel, dis 'n boekrol. Okay, die boekrol, daar's goeders geskryf vir die boekrol, en nou hier Daniël, die Here het gesê, Daniël, dit wat aan jou geopenbaar is, moet jy nou verseël tot aan die einde van die tyd. Die verstandiges sal dit verstaan, maar die verstandiges sal dit verstaan, maar die onverstandiges sal dit nie verstaan nie. En op hierdie boekrol was daar 'n seël gewees, en nou word die seël een na die ander een gebreek, en dit wat er daarin staan, kom tot vervulling. Dis die seëls. Right? Dis die begin van die geboortepyne, soos wat 'n vrou wat in baringsnood is. Dit begin en dit word al hoe sterker. Dit wil baie keer voorkom. Ons sal hierso praat byvoorbeeld van swere, ons sal hierso praat van haar, ons sal hierso praat van aardbewing by die 7 seels. Luister nou mooi.
En met die 7 trompette kom dit weer voor. Met ander woorde, dit kom vir 'n tweede keer voor, maar dit kom erger voor. Reg? En dan lees ons weer, baie van hulle kom weer voor by die 7 skale. Onthou 7 trompette, trompette wat blaas. Gewoonlik was trompette geblaas gewees in gevolg van 'n aankondiging wat gemaak moet word, of mense was besig om die stad in te val, dan was die trompette geblaas gewees. Okay, dus mense gee aandag, dis nou wat gaan gebeur, die trompette wat geblaas gaan word. 7 skale, wat doen jy met 'n skaal? Die weeg. Okay. Party van ons weeg ons elke dag. So, met ander woorde, die oordeele van God is afgeweeg tot op sy regte maat. Met ander woorde, deur die 7 jaar van verdrukking is God in volle beheer. Wat gaan gebeur in die 7 jaar van verdrukking is afgeweeg. Presies. God is totaal in beheer van wat gebeur. Reg nou kan ons gaan begin met die 7 seels. Die eerste 7 seels. Gaan ons begin daarna te kyk deur dit te vergelyk met Openbaring hoofstuk 24. Openbaring 24. Matteus 24 gaan ons vergelyk met Openbaring hoofstuk 6. En Jezus het uitgegaan en van die tempel vertrek en die discipels het nader gekom om hom die gebouwe van die tempel te wys. En Jezus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal sekerlik nie een van die klip op die ander gelaat word, wat nie afgebreek sal word in vers 3. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die discipels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat sal die teken van die koms en die volëinding van die wêreld wees? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, valse godsdienste. Want baie sal onder my naam kom om te sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense verlei. Met ander woorde, hy verwys hierso na wie? Antichrist. Daar is baie valse Christusse, wat al in die wêreld gekom het, maar in die 7 jaar van verdrukking sal die Antichrist kom. Waar Satan mag en krag van Antichrist gee, dat hy selfs vuur uit die hemel sal laat neerdaal. Hy sal groot wonder en tekens doen, dat die mense verwonderd agter die dier sal aanloop en sal sê, maar hy is Christus. Maar hy sal die verleier wees. Openbaring hoofstuk 6. Ons lees Openbaring hoofstuk 6, vers 1 en 2. Die oopmaak van die eerste 6 seels. En ek het gesien toe die lam, Jesus Christus, een van die seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog, reg, hy het nie 'n pyl nie. En aan hom is 'n kroon gegee. Hy het hom gekroon as koning. En hy het gegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Nou in die 7 seels gaan ons eerstens kyk na die 4 perde wat kom. As
As jy nou byvoorbeeld hierso kyk, sien jy, hier's 'n wit perd, daar is sy pyl, ag sy boog, sien jy hy het 'n boog, sien jy hy het 'n kroon op sy kop, die konings van die aarde word gekroon as 'n koning, as die heerser. Hy kom sonder 'n pyl, want hy kom nie om oorlog te maak nie, hy bring vrede. Die Here vermaan ons in die woord, as hy sê vrede, vrede, wees op julle hoede. Okay. Die Antichrist gaan vrede bring. Ons het in Libië, ons het in Egipte, is daar oorloë wat al hoe intenser word. Die oorloë word al hoe intenser. Mense wat 30 jaar die koning van die land is, word skielik ontroon deur mense. So die oorloë, die moord en doodslag word al hoe erger en lande soos Amerika en lidlande kom in om daai mense van daai land te help. So, hoe intenser die oorloë is in Egipte, hoe groter die nood vir vrede. Wanneer daar vrede is, en alles gaan net baie lekker, en daar is geen oorlog nie, is daar nie 'n behoefte aan vrede nie. Maar hoe intenser die oorlog kom, en ons weet wat aangaan in Egipte en in daai omgewing, dit word net al hoe feller, die aanslag op Jerusalem en op die Israeliete word ook al hoe groter. So die behoefte aan vrede is groot en persoonlik vrede gaan bring as die Antichrist. So, dit lyk fantasties as 'n persoon gaan vrede bring in die Midde-Ooste, maar dit gaan 'n skynvrede wees. 'n skynvrede wees. Reg? So ons sien Matteus sê dit en ons sien Openbaring hoofstuk 6 vers 1 en 2 sê dit. Matteus 24 vers 6. En jy sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Openbaring hoofstuk 6. Ok, wat praat hy daar? Hy praat van, wat praat ons nou van in Matteus 24 vers 6? Mooi, oorloë. Openbaring hoofstuk 6 vers 3 tot 4. En toe die tweede siel opgemaak het, hoor ek 'n tweede lewende wesen sê, kom kyk, en daar was 'n ander perd, 4 rooie, wat uitgekom het, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee om die vrede van die aarde af weg te neem. So ons sien, daar was vrede gewees, toe die eerste perd gekom het, maar dit was 'n skynvrede gewees, en nou lees ons dat die tweede perd kom, is 'n 4-rooi perd, en aan hom is gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. Kan jy sien die rooi perd? Wat het hy in sy hand? 'n swaard. Wat maak jy met 'n swaard? Jy voer oorlog, jy maak dood. Rooi simboliseer bloed. Oorlog wat gaan plaasvind. En mense wat ons moet onthou is dat die Bybel sê vir ons, in hierdie tyd van die 7 seels, en die 7 trompette, en die 7 skale, gaan dit so intens wees, soos wat dit nog nooit was in die geskiedenis van die wêreld nie. So as ons hierso praat van oorlog, daar is nie maar net nog 'n oorlog nie. As ons praat van hongersnood, is nie maar net nog 'n hongersnood nie. Dis 'n hongersnood, dis 'n oorlog, dis 'n pestsiekte, dis 'n aardbewing, dis haal, dis natuurrampe, dis siektes, soos wat die wêreld nog nooit in sy geskiedenis ervaar het nie. Die Jesus praat op telke male in die Bybel en hy verwys na dit as die benoudheid van Jakob, die 7 jaar verdrukking.
Reg, ons gaan aan na die derde seël toe. Matteus 24 vers 7. Van die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Wat praat hy hierso van, toe die derde seël oopgemaak word? Hy praat van hongersnood. Nou mense, as daar oorlog is, op so groot skaal, en die geskiedenis het dit ook al bewys, dan kom daar ook hongersnood as gevolg van oorlog. Pestsiektes. Oorlyke wat die hele wêreld vol lê, wat nie gou genoeg weggeneem word. So ons sien dat die derde perd, die eerste perd was 'n wit perd, en wie is dit? Antichrist, baie mooi. Die tweede perd is 'n vierrooi perd, spreek van oorlog. Die derde perd is 'n swart perd. Dit spreek van hongersnood. En toe sien ons, daar's 'n vierde perd wat kom. Matteus 24 vers 7. Van die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, en ons sal sien daar's hongersnode en pestsiektes. Alhoewel ons sien daar's dood en pes. Dit is die vierde perd. Ons lees dit in Openbaring hoofstuk 6 vers 7 tot 8. En toe hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek 'n stem van die vierde lewende wese wat sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd, die laaste perd. En hy wat daarop sit, sy naam is die dood. En die doderyk het hom gevolg. En aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde dood te maak met swaard en hongersnood en pes en deur die wilde diere van die aarde. Met ander woorde, ons sien hier by die valperd, weet die valperd, hy lyk soms so half dood. Pestsiektes, hongersnood, oorlog wat gaan plaasvind op die aarde soos wat daar nog nooit was nie. En dan kom ons by die vyfde seël. Die vyfde seël wat oopgemaak word. Ons lees Matteus hoofstuk 9. Matteus 24 van vers 9 tot 14. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en doodmaak. Luister mooi. In die 7 jaar van verdrukking het ons twee groepe mense. Ons het die mense wat agtergebly het toe die kerk weggeraap is. Alhoewel heidense nasies. Maar ons het ook die Jodendom wat toe die Antichrist gekom het hulle hom aanvaar as die Messias. Okay? Met ander woorde, hierdie valse Christus sit in Jerusalem in die tempel as God in die eerste 3,5 jaar. Na die eerste 3,5 jaar gaan die Jode sien en hulle oë sal oopgaan en hulle sal sien, hy is nie die Antichrist nie, maar ons het twee groepe mense in die 7 jaar verdrukking. Mense wat agtergebly het, die heidense nasie wat nie reg was nie, maar ons het ook die Joodse nasie. En nou sê die Here hierso, dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle sal doodgemaak word. Julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Ter wille van my naam. En dan sal baie tot struikel gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Ons lees dit Openbaring hoofstuk 6. Openbaring hoofstuk 6 van vers 9
tot 11. En toe hy die 5de seël oopmaak, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is terwille van die woord van God en deur die getuienis wat hulle gehad het. Luister baie mooi. Gaan daar mense gered word in die 7 jaar verdrukking? Ja. Ja. Maar hulle betaal met hulle eie bloed. En die een van die groot maniere nadat die mense gemartel is, hoe hulle doodgemaak word, is deur middel van onthofing. Dit is 'n verskriklike tyd om in te leef as gevolg van natuurrampe, pestsiektes, dood, oorlog, en dan het jy nog die mense wat agtergebly het, en hulle wat besef het, ek was nie reg nie, ek het al gedink ek was reg, ek het gedink ek het nog tyd, maar wat met 'n skok agtergekom het, ma en pa is weg, die predikant is dalk weg, daar's mense wat weg is, ek het geweet wat in die eindtye gaan gebeur, maar ek het nie my saak met God reggemaak nie, ek het agtergebly. Daar is sulke mense wat gaan staan en wat gaan vasstaan en wat sal sê, ek is bereid om te sterf vir die evangelie. Ek was nie reg nie, maar wil nou reg wees. Daar is mense wat so redeneer in daai tyd, maar wat tog die werk van die Gees gaan ontvang. Wat nie kans sal sien om onthoof te word nie. Maar daar is mense wat onthoof sal word en wat doodgemaak sal word vir die evangelie. Hulle sal gered word. Maar is die sulkes wat voor die Here sal staan, Here, moet ek gaan met Lea, moet ek so met God ontmoet. En toe hy die 5de siel oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is terwille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige, o waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Moordenaars, oortreders teenoor God, daai mense wat doodgemaak is, van Genesis af, reg deur tot aan die einde van Openbaring, hulle, daai mense wat doodgemaak en verloor word, hulle bloed roep uit tot God. Want ons het gesê, God alleen is die een wat vergelde. God alleen sê, my kom die wraak toe. Want dan die Genesis 4 vers 10. Kain en Abel. En dan die Genesis 4 vers 10. So vroeg as in Genesis 4 vers 10. En dan die Kain en Abel doodgemaak. Genesis 4 vers 10. En die Here sê, Kain, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. En hulle het 'n groot stem uitroep en gesê, hoe lank, o heilige en waaragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En aan elkeen van hulle is wit klere gegee. En aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moet rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees.
So ons sien hierso, met die oopmaak van die 5de seël, praat hulle van die martelare onder die troon van God. Ons kom nou by die 6de seël. Ons gaan terug na Matteus hoofstuk 24 toe. En ons lees van vers 15 tot 35. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, ek praat van die Antichrist, wat sit in die tempel in Jerusalem as God, laat hy wat lees oplet. Dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie. En wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. Maar wie die vroue wat swanger is, en die wat nog soog in daardie dag, en bid dat hulle vlug nie in die winter en op die Sabbat moet plaasvind nie. Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos wat daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. Dis die grootste verdrukking. En as daardie dae nie verkort word nie, sou geen vlees gered word nie, maar terwille van die uitverkorenes, die Jode, sal daardie dae verkort word. As iemand dan vir julle sê, kyk hier is die Christus op daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen om as dit moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Kyk, ek het dit vir julle vooruitgesê. As hulle dan vir julle sê, kyk, hy is in die woestyn, moenie gaan nie. Kyk, hy is in die binnekamer, moet dit nie glo nie. Want soos wat die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die liggame, dooie liggame lê, daar sal die aasvoëls aankom. Dis die slag van Armageddon. Die koms van die seun van die mens, vers 29. En dadelik na die verdrukking van daardie dae sal die son verduister. En die maan sal sy glans nie gee nie. En die sterre sal van die hemele val, en die kragte van die hemele sal geskit word. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens kom op wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die einde van die hemele tot aan die einde daarvan. En leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer die tak sag word en sy blare uitword, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is, dat dit voor die deur is. Voorwaar ek sê vir julle dat hierdie geslag sekerlik nie verby sal gaan, voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan. Met ander woorde, ons sien son, ons sien ons son, maan, sterre, en daar is ook aardbeeldings. Die Here gebruik sy natuur. Wat is een van die dinge wat die Here gebruik het om die geboorte van sy seun aan te kondig? Daar was 'n ster in die hemel. Daar was 'n ster in die hemel. Die wyse manne het die ster gevolg wat hulle gelei het na die plek waar die kindjie gebore was. Die Here God, wat die hele skepping, die kosmos gemaak het met sy hande, met die spreek van sy mond, is by magte om sy hele kosmos te gebruik en in te span in die finale tyd waarin die aarde hom sal bevind. Nou,
tussen die 6de seël. Ons het nou gekyk na 6 seëls, die eerste 6 seëls wat oopgemaak is. En ons het gesien dat dit presies so ook ooreenstem met wat Matteus hoofstuk 24. Maar nou kry ons 'n pauze. En in die pauze, dit is net na Openbaring hoofstuk 6, is dit nou by Openbaring hoofstuk 7. Ek gaan nou nie in detail in Openbaring hoofstuk 7 nie, want ons het dit by 'n vorige geleentheid met die boek Daniël het ons dit behandel. Nou moet jy weet, ons is in die groot verdrukking. En wanneer ons by Openbaring hoofstuk 7 kom, dan sien ons dat die toneel verskyn nou spesifiek na die Jodendom toe, om hulle te verseël. Want alle hel breek los, en in Openbaring hoofstuk 7 lees ons dat 144.000 Jode word verseël. Hoekom? Evangelie te verkondig. Baie mooi. Hierdie 144.000 Jode word spesifiek deur God opgewek met die grootste evangelistiese veldtog in die 7 jaar verdrukking wat die wêreld ooit gesien het. 144.000 Jode. Hulle word verseël sodat nie Antichrist niks sal hulle kan doodmaak. Niks sal hulle kan doodmaak. Hulle sal niks oorkom. Hierdie 144.000 gaan met 'n geweldige evangelisasieveldtog besig wees in die 7 jaar van verdrukking. 144.000. En daar is geen kan 'n mens sê, daar's geen verwarring oor wie hulle is nie. As jy lees in Openbaring hoofstuk 7, hoeveel stamme het Israel gehad? 12 stamme. As jy Openbaring lees, dan sê hy die stam, uit elke stam word 12.000 verseël. So as jy 12 stamme het, en 12.000 uit elke stam uit word verseël, en jy maal 12 met 12.000, waar kom jy uit? 144.000. So uit die stam van Reuben kom 12.000. Dit staan daar. Uit die stam van Levi 12.000. Uit daai stam 12.000. Reg die geskiedenis van Israel was daar 12 stamme in Israel gewees, en hierso sê het spesifiek weer 12.000 uit elke stam uit. 144.000 Jode verseël met 'n spesifieke taak met die bediening vir die redding van siele in die 7 jaar van verdrukking. Die opskrif sê op die getroue Israeliete uit ontsaglike gevare gered. En dan die tweede gedeelte van die pauze kry ons in Openbaring hoofstuk 7 van vers 9 tot 17, en hy verwys weer hierso na martelare. Daar kyk hy meer na hulle in heerlikheid. Kom ons lees dit gou. Openbaring hoofstuk 7 van vers 9 tot 17. Gesig van die martelare in die heerlikheid. Ons weet nou wie is die martelare. Wie is die martelare? Is hulle wat gemartel was in die 7 jaar van verdrukking. Na die dinge het ek gesien en kyk, daar was groot menigte, wat niemand kon tel nie, uit elke nasie, stamme en volke en tale, en hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons God, wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens
gestaan. En hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid. Sien jy aanbid hulle God? Hulle val sommer op die grond neer en hulle aanbid God en ook met palmtakke aanbid hulle die Here. En gesê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onze God tot in alle ewigheid. Amen. Ek het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle? En waar vandaan het hulle gekom? En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. En hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger. Hulle het hongerstoot. Hulle het hierdie seels wat oopgemaak is, het hulle beleef. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son, hulle sal die son of enige hitte op hulle val nie. Is nog dinge wat gebeur die 7 jaar van bedrukking en die son word so warm dat dit mense verbrand. Hierdie dat hulle nou al praat oor global warming, ja, 7 jaar van verdrukking is gekom. Global warming moet gebeur. En die 7 jaar van verdrukking word mense verbrand deur die son. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. Ons sal nog lees, waterfonteine word in gif verander. Als. Jy al gelees van als? Ons sal lees in die Ou Testament oor hoe waterfonteine in gif verander was. Als. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei en God sal self al die trane van hulle oë afvee, want in die 7 jaar verdrukking is daar baie trane. Ons kom by die 7de seël wat oopgemaak word en ons is nou by Openbaring hoofstuk 8. Openbaring hoofstuk 8. Nou, Openbaring hoofstuk 8 lei ook die 7 trompette in, of vorm ook deel van die 7 trompette. Die 7de seël word oopgemaak, 7 engele met 7 basyne, die eerste 4 basyne of trompette. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. Nou in Benny Harding en Sylvia Harding was aan 'n les gewees vanmôre. Waar Sylvia? Want Benny het vanoggend vir Sylvia gesê, wil hy nou Openbaring op die lees vanmôre. Toe sê Benny nou vir Sylvia, hy weet nie of haar vrouens in die hemel genees het. Hy sê, want hier so staan en hy was stilte in die hemel gewees vir omtrent 'n halfuur. Hy sê, hy het nog nooit 'n vrou geleer wat stil is vir 'n halfuur. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel vir omtrent 'n halfuur lank. In afwagting vir die 7 trompette wat nou gaan blaas. Want die 7 trompette wat nou gaan blaas en die verdrukking wat nou op die aarde gaan giet, is nog meer geweldiger en intense as die 7 seëls
wat oopgemaak is. Vers 2, en ek het die 7 engele gesien, wat voor God staan, en 7 basyne of trompette is aan hulle gegee. Vers 3, en 'n ander engel het gekom, en met goue wierookbakke by die altaar gaan staan, en baie reepwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. Gebede, jou gebede, die hele wêreld se gebede, gaan op soos wierook voor God. Wierook is 'n aangename rook, is 'n aangename geur. Met ander woorde, wanneer God luister na gebede van mense, ryk hy na dit, hy luister na dit, en dit is wel aangenaam vir God, en hy behaag daarin, en hy luister na die gebede, en hy tree op volgens die gebede, en is van die gebede ook wat opgaan, bloed van mense, wat opgaan voor God, wat soek om wraak, vergelding. Vers 4, en die rook van die reepwerk, met die gebede van die heiliges, uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem, en dit met vuur van die altaar volgemaak, en dit op die aarde gegooi, en daar het stemme gekom, en donderslag, en vuurligte, en 'n aardbewing, en die 7 engele, met die 7 basyne, het hulle gereed gemaak, om te blaas. Ons gaan nou kyk na die 7 trompette, wat nou gaan blaas. Ons lees Openbaring hoofstuk 8 vers 7. En die eerste engel het geblaas, en daar het haal en vuur gekom, met bloed gemeng, en dit op die aarde gegooi. En 'n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. Landbouers sal vir jou sê, en jy sien dit baie op televisie ook, dat wanneer dit oestyd is, en die boere maak gereed te oes, en ewe skielik kom daar 'n hailstorm, wat gebeur? Skade. Die veld word geslaan met haal, die oeste word geslaan met haal, en die boere ly groot verliese. En die 7 jaar verdrukking, buiten die feit dat daar oorlog is wat hongersnode bring, kom daar ook haal uit die hemel. Maar in die haal is nie net ys nie, in die haal is daar vuur. En soos by die haal, die landerye slaan, en bome slaan, word alles aan die brand gesteek. Het jy dit gelees? En die eerste engel het geblaas, en daar was haal en vuur, gekom met bloed gemeng, en dit op die aarde gegooi, en 'n derde van die bome het verbrand, en al die groen gras het verbrand. Hierdie klompie gedeeltes wat ons nou gaan lees, is dat alles is in derdes, is afgemeet. Met ander woorde, 'n derde van die landbou word vernietig. 'n derde van die bome word vernietig deur haal en vuur. Mense, hierdie dinge wat ons lees, is nie iets niets in die Bybel nie. Kom ons lees Psalm 78. Dat die Here die natuur gebruik, is by ons almal bekend. Psalm 78, vers 47. Hy, die Here, het hulle wingerdstok deur die haal doodgemaak, en hulle wilde vyeboom deur ryp.
Sodat die Here die natuur gebruik as 'n oordeel op volkere en tale en nasies, is iets niets nie. So dit wat ons lees in Openbaring, vind ons ook voor reg in die begin van die Bybel. 'n welbekende gedeelte kan ons lees in Genesis. Genesis 19. Onthou jy van Lot? Onthou jy van Sodom en Gomorra? Onthou jy hoe goddeloos was Sodom en Gomorra? In die 7 jaar van verdrukking gaan die wêreld erger, baie erger wees as Sodom en Gomorra. God het Sodom en Gomorra verwoes as gevolg van sy goddeloosheid. As gevolg van ontsettende groot sondes. In die 7 jaar van verdrukking gaan hierdie wêreld waar die sout weggeneem is en die kinders van die Here weg is, gaan hierdie plek goddeloos wees. Soos wat daar nog nooit was nie. Sodom en Gomorra sal eintlik smaak lyk teenoor die wêreld in die 7 jaar van verdrukking. So God se oordeele is op 'n goddelose wêreld in die 7 jaar van verdrukking. Genesis 19 vers 23. En mense kom, ons sê reguit vir mekaar, wil jy op 'n aarde leef waar net goddelose mense is? Wil jy wees net tussen goddelose mense, waar mense die bal wys vir God? Die vuis wys vir God, God vloek. God beskou as niks nie. Ons sien dit al reeds. Mense openlik belaster God in hulle musiek, in hulle toneelopvoerings, in die bioskope. God word belaster. Genesis 19 vers 23. Ten opsigte van Sodom en Gomorra. Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in swaar aankom. In ander woorde, hy het gevlug uit Sodom en Gomorra. En die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën. Die Here het swaal laat reën van die hemel. Vers 25. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaan streek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei, het die Here vernietig. Ons lees dit al in Genesis en nou lees ons dit weer in Openbaring. En sy vrou het agter hom omgekyk en sy in 'n soutpilaar verander. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek, soos die rook van 'n smeltpunt. So ons sien hierso dat toe die eerste trompet blaas, dis 'n derde van die landbou weg. En toe sien ons dat 'n tweede engel kom om te blaas, Openbaring hoofstuk 8. Openbaring hoofstuk 8 vers 8 tot 9. En die tweede engel het geblaas. En iets soos 'n groot berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 'n derde van die see het bloed geword. Een derde van die see
het bloed geword. En 'n derde van die lewende skepsels in die see het gesterwe. Alhoewel die visse het gesterf, 'n derde van hulle. En 'n derde van die skepe het vergaan. En die derde engel het gekom om te blaas. En 'n derde engel het geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval. En dit het geval op 'n derde van die riviere. Met ander woorde, ons sien 'n derde van die see het bloed geword. Dan sien ons 'n derde van die riviere en waterfonteine het ook bloed geword. En die derde engel geblaas en 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand het uit die hemel geval, en dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. En die naam van die ster word genoem Alsem. En 'n derde van die waters het als geword. En baie mense het gesterwe van die water omdat dit bitter geword het, omdat dit giftig geword het. Dit is 'n oordeel van God op die see en op die waterfonteine. Kom ons lees as 'n voorbeeld hiervan ook Jeremia. Jeremia hoofstuk 8, vers 14. Waarom bly ons sit? Kom by mekaar en laat ons in die versterkte stede ingaan en daar omkom. Want die Here, ons God, laat ons omkom. En hy het ons gif, en hy laat ons gif water drink, omdat ons teen die Here gesondig het. So dat waterfonteine in als of in gif verander, is niks niets nie. Is God se oordeel op goddelose mense. Jeremia hoofstuk 9, vers 13 tot 16. En die Here het gesê, omdat hulle my wet wat ek hulle voorgehou het, verlaat het, en na my stem nie geluister het nie, en daarin nie gewandel het nie, maar gewandel het agter die verhardheid van hulle hart, en agter die baals aan afgode, waaraan hulle vaders hulle afgewend gemaak het. Daarom so sê die Here van die leerskare, die God van Israel, kyk, ek gee aan hulle, aan hierdie volk, wilde als om te eet, en ek laat hulle gif water drink, en ek verstrooi hulle onder die nasies, wat hulle en hulle vaders nie geken het nie, en stuur die swaard agter hulle aan, totdat ek hulle verteer het. Niks nie. Lees 'n verdere laaste gedeelte in Jeremia hoofstuk 23, vers 15 tot 19. Daarom so sê die Here van die leerskare aangaande die profete, kyk, ek laat hulle wilde als eet, en laat hulle gif water drink, want van die profete van Jerusalem het goddeloos in die hele land uitgegaan. So sê die Here van die leerskare, luister na die woorde van die profete, wat luister na die, wat vir julle profeteer nie, hulle vervul julle met ydelle verwagtinge, gesigte uit hulle eie hart, dit verkondig hulle, nie uit die mond van die Here nie. Wat gebeur?
Profete wat opstaan, om te sê, profete van God. Gesigte wat hulle sien, woorde wat hulle sê, kom van God af, dan kom het my van God af. Laat mense dinge doen, en sê dinge in die naam van God, asof God het aan hulle gesê, om vir mense te sê, maar God het nooit gesê nie. Is 'n gruwel vir God. En mense, ons moet versigtig wees in die tyd waar ons leef. Ons beleef het in ons tyd waar ons sit partykeer in samekomste, soos vanmôre. Waar sogenaamde profete woorde gee en met mense praat asof direk van God en God nooit so gesê nie. Maar in die naam van die Here. Wees versigtig dit. Onderskei dit, is dit van die Here of is dit van die persoon uit sy eie hart uit? Mense wat die kerk onder valse verwagtinge bring en valse verwagtinge oor hulle self. So, asof God nou nie leenaar is. Onderskei die profete oor hulle valsheid en oor hulle egtheid. Moenie elke gees aanvaar asof maar net van God nie. Onderskei die geeste. Hierdie dinge mense is 'n gruwel in die oë van God. Mense wat spreek asof God het gesê, dan het God het nooit gesê nie. Ons moet wakker wees ten opsigte van dit. Hulle sê gedurig aan my veragters, die Here het gespreek, julle sal vrede hê, en aan elkeen wat wandel in die verharding van sy hart, sê hulle, geen onheil sal oor julle kom nie. Want wie het in die raad van die Here gestaan, dat hy sy woord sou sien en hoor? Wie het sy woord beluister en gehoor? Kyk, 'n storm van die Here, grimmigheid het uitgegaan, ja, 'n dwarrelstorm op die hoof van goddelose mense breek dit los. God se oordeel oor goddelose mense. Mense die tyd het aangestap. Ek het al gedink, ons gaan klaarmaak by die 7 skaal vanoggend. Maar dit help nie om te vinnig te gaan en so, ek hoop dit het ons vanoggend behandel het, was vir die insiggewend geweest. Mense, die 7 jaar verdrukking is 'n gebeurtenis wat presies is wat sê, dis 'n tyd van groot verdrukking. Dis 'n tyd waar jy nie moet wees nie. Dis 'n tyd waar ek en jy moet besef dat ons wakker is, die tyd waar ons leef, dat ons reg moet wees om so ons God te kan ontmoet. Amen. Here is